As hy kinderstorie, kom bietjie vorentoe maat. Kom. As hy kom sit. Oom Iver het so tydjie terug vir julle vertel van Jona. Kan julle onthou? Kan julle nie van Jona onthou nie? Wie van julle kan onthou? Wat het met Jona gebeur? En 'n vis, die vis hom ingesluk. En toe is hy nou nog in die vis se maag. Wat het gebeur? Vis het hom uitgespoeg. Het oupa ook 'n vis gevang. Hoekom het Jona in die vis se maag beland? Hy wou nie vir die mense gaan preek het nie. God het vir Jona gesê, Jona, gaan na Ninive toe. Gaan soontoe en sê vir die mense, oor 40 dae gaan ek julle stad vernietig, want julle is slegte mense. Die mense van Ninive is boelies gewees. Hulle het vir die Israeliete geboelie. Hulle het hulle kos kom vat, hulle het mense doodgemaak. Dit het baie, so vandat Jona 'n klein seentjie was, kry hulle al swaar van die mense van Ninive, wat so wreed is. En toe sê God vir hom, gaan sê, geef hulle daai boodskap. Nou Abraham, hoekom sal Jona nou nie vir hulle daai boodskap wil gee nie? Hy weet mos hulle is bad guys, en God moet hulle straf. So Jona gaan toe hy die vis hom uitspoeg, toe sê die Here weer vir hom, Jona, jy moet gaan na daai mense en vir hulle gaan sê, ek gaan hulle straf, want hulle is slegte mense. En toe gaan Jona soontoe, en hy stap deur die stad. Dit is 'n groot stad gewees, daar is baie mense. En dan sê hy vir hulle, oor 40 dae gaan God hierdie stad vernietig, want julle is slegte mense. Raai wat gebeur toe? Daai mense begin goed word. So wat gebeur het? Hulle kom toe agter. Daai dinge wat hulle doen is baie sleg. En hulle word toe baie hartseer. Almal van hulle, die koning en al die mense, hy het gesê, niemand mag iets eet nie. Vir 'n hele dag of vir 3 dae mag hulle niks eet nie. Hulle moet regtig jammer wees oor wat hulle gedoen het, want dit was baie naar, die dinge. En weet julle wat gebeur toe na 40 dae? Wat gebeur toe met die stad? Hy het dit nie vernietig nie. God het hulle vergewe. Hoekom dink julle het God hulle vergewe? God het hulle vergewe, want hulle het gesê, hulle is jammer, en hulle het hulle bekeer. Hulle het gesê, hulle gaan nie meer daai lelike dinge doen nie, hulle gaan ophou, want hulle sien nou, dit is nare dinge. God wil nie, hulle moet dit doen nie. Nou, wat nou van ons? Ons steel nie mense so goed, ons maak nie mense dood nie. Moet ons ook bekeer? Ja, hoekom dink julle so? So ons moet ook die woord van God hoor. So wat daar gebeur het, eers het die mense gehoor wat Jona vir hulle sê, toe maak God hulle oop dat hulle kan sien, dit wat hulle doen is sleg. En toe sê hulle is jammer, en hulle hou op met dit. En toe vergewe God hulle. En so, kom ons kerk toe, en by die huis lees papa en mama die Bybel, en miskien lees julle op julle eie die Bybel, en God praat ook met elkeen van ons. Want die Bybel sê, elkeen van ons het gesondig. So ons is almal sondaars, of ons nou vreeslike slegte dinge doen, of net so nou en dan vir boetie terg, of lelik is met 'n maatjie, of nie luister vir papa en mamma nie. Ons is eintlik almal sondaars. En wanneer die Here met ons praat, deur sy woord, dan moet ons ook antwoord op dit wat hy vir ons sê. As sy gees vir ons wys, ons hartjies is nie mooi nie, dan moet ons sê, Here, ek is jammer. Ek gaan ophou met hierdie dinge.
vergewe my en was my hart skoon. Het julle al gehoor dat die Here met julle praat, deur sy woord? En antwoord julle dan vir hom? Ja, julle moet elke keer antwoord en sê, Here, ek gaan ophou met die dinge. Was my hart skoon. En julle moet hartseer wees, want God is hartseer as ons sondig. En ons moet ook saam met hom hartseer wees oor ons sonde. Julle kan maar gaan sit, hoor.